Goeienaand gemeente. Dankie dat julle vanaand saam met ons hier is en die wat nou vanmiddag hier was, dat hulle nou vanaand by die huis is en julle wat nou nie kon nie, dat ons vanaand saam met mekaar kan deel. Dis wonderlik. Ek is nie lief daarvoor om grappies te vertel nie, maar ek wil tog een vertel. En dit gaan nou oor die uitstorting van die Gees na hemelvaart. Vertel hulle daar in Lodium in die kleerlinggemeente. Toe reël die dominee met sy seun om in die kerk se dak in te klim met 'n duif. En as hy sê en die Gees is uitgestort, dan moet sy seun die duif deur die dak laat vlieg, dat hy so mooi oor die gemeente sweef. En die dominee Pillay, dominee Victor Pillay skree, en die Gees is uitgestort, en daar gebeur niks. Hy dog toe sy seun het nie mooi gehoor nie, en hy skree weer kliphard, en die Gees is uitgestort, en toe skree sy kind vir hom terug, pa, die kat het die Gees opgeëet. Daar was 'n bietjie rondloper katte in die kerk se dak. Maar hoe dit ook al sy, gemeente, ons aanbid 'n ewige, almagtige God, wat vandag en gister en môre en altyd by ons is. En as ons uit die hemelvaart uit ten minste dit kan onthou, dan weet ek die hemelvaart sê vir ons, soos wat hy opgaan, so sal hy eendag terugkom. En as hy terugkom, gaan hy ons kom haal. Kom ons raak voor die Here stil. Ek, Jesus, is die wortel. Ek is die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môre ster. Die Gees en die bruid sê kom. Elkeen wat dit hoor moet sê kom. En elkeen wat dors het moet kom en die lewe kom kry verniet. En dan sê die gemeente, kom gou, Here Jesus, kom gou. Genade, barmhartigheid, vrede vir julle, van God die Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, en die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons gaan staan gemeente, 'n enkele lied saam sing, lied 450, ons gaan vers 1 en 2 sing, kom ons doen dit staande, daarna kan ons weer sit. Vader, Seun, Heilige Gees, hoe sal ons die heerlikheid kan verwoord die lof besing met 'n aardse stem. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. Woord uit woord, lig uit lig, kom as mens op aarde, bo begrip, bo ons verstand, is u grootheid Heer. Eer die Vader, eer die Seun, eer die Gees as God en Heer, eer ons God as majesteit, loof hom tot in ewigheid. As u Bybels vanaand by julle het, kan julle Handelinge 1 oopmaak. Die Here bring ons vanaand na Handelinge toe.
Die eerste hoofstuk daarvan, vers 1 tot en met vers 11. My eerste boek, Theophilus, het ek geskrywe oor alles wat Jesus gedoen en geleer het van die begin af tot op die dag van sy hemelvaart. Voordat hy in die hemel opgeneem is, het hy deur die Heilige Gees bevele gegee aan die manne wat hy as apostels uitgekies het. Na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare feite ook getoon dat hy lewe. In die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Terwyl hy 'n keer saam met hulle aan tafel was, het hy hulle beveel: moenie van Jerusalem af weggaan nie, maar bly wag op die gawe wat die Vader beloof het, soos julle van my gehoor het. Johannes het wel met water gedoop, maar julle sal binne 'n paar dae met die Heilige Gees gedoop word. Toe hulle 'n keer weer bymekaar was, het hulle vir Jesus gevra: Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord: dit is nie vir julle om die tyd en omstandigheid te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem sodat hulle hom nie langer kon sien nie. En terwyl hy weggaan, het hulle so stip na die hemel gekyk en daar het skielik 2 mans in wit klere by hulle gestaan en die sê toe vir hulle: Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel opgeneem is, sal net so terugkom soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Ons lees vanaand so ver. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Woord uit woord, lig uit lig. Here Jesus, ons eer u vanaand, dat u eens in die geskiedenis aarde toegekom het. En dat ons vanaand ook weer kan dink aan die dag wat u teruggegaan het, om u hemelse skatte en hemelse koninkryk weer te gaan inbesit neem. Met 'n belofte, Here, wat u vir ons agtergelos het: as ek nie gaan om vir julle te gaan plek voorberei nie, kan die Gees, die voorspraak, die Parakletos nie na julle toe kom nie. En Here Jesus, daarom sê ons vanaand vir u dankie, dat u deur die Gees in ons kom woon, en van ons nuwe mense maak, en ons op hierdie pad lei, totdat u eendag terugkeer, om ons te kom haal. Mag ons dan vanaand uit die woord hoor, en mag dit tot eer strek van die Vader en die Seun en die Gees, en mag ons lewens 'n weerspieëling word, Here, van mense wat streef na heiligheid. Dit is ons gebed in Jesus se naam. Amen. Dankie vriende, jy kan maar sit. 'n baie bekende teoloog, Paul Tillich, wat in die Tweede Wêreldoorlog geleef het, het daarna 'n boek geskryf, en hy sê in hierdie boek na die Wêreldoorlog, dat die mensdom, die ganse mensdom vasgevang geraak het in 'n eksistensiële vrees. Mense weet nie meer hoe om normaal te funksioneer nie. En u kan nou nogal dit dink, nee, vir al die gruwels wat die wêreld in daai tyd beleef het, wat die mense nie alles gesien of gemaak het nie, dat hierdie eksistensiële angs of vrees deel van hulle bestaan geword het. En as ons nou vanaand met mekaar eerlik moes wees, dink ek nie dat ons in hierdie wêreld vandag anders leef nie. Ons lewe maar ook met vrees. Vrees vir die toekoms. Ons weet nie wat gaan môre gebeur nie.
Ons weet nie wat gaan volgende week of volgende jaar gebeur nie. En ons kyk dit is my so interessant, ons kyk altyd na die toekoms uit die bril van die verlede. Ons sê dinge soos, in die verlede het dit daarom met ons beter gegaan. Ons sê goed soos in die verlede het ons daarom genoeg gehad. In die verlede het ons daarom nie tekorte gehad nie. In die verlede het ons daarom goeie lewens geleef, so asof daar iewers 'n skeiding gekom het tussen die bril van die verlede en die bril van nou, en ons kan eintlik nie vir mekaar sê presies waar het dit vandaan gekom nie. So ons almal lewe maar met hierdie eksistensiële vrees. En dan is daar gelukkig predikers wat af en toe die mense in die kerk probeer ophelp met prediking en woordverkondiging, dat mense so bietjie uit 'n geloofsbril moet kyk na die wêreld, en dit werk vir so kort rukkie, en dan is mense maar weer bedwelmd met die wêreld, met dit wat gebeur. En dan vir een of ander gerieflikheidshalwe, sluit hulle maar net weer hulle geloofsoë toe, en verval hulle maar weer terug in hulle mismoedigheid. Gemeente, dit is nogal 'n energieke speelietjie om te speel. Dat jy vandag okay is, en môre is die toekoms vir jou duister, en die oomblik as dit gebeur, dan verval jy in mismoedigheid, want jy weet nie wanneer dit ooit weer gaan regkom nie. En die Bybel sê vir ons, dat kinders van die Here, Christen gelowiges, nie deur hierdie golwe van die lewe hoef meegesleur te word nie. Inteendeel sê Paulus in 2 Korintiërs 10, dat wanneer hy swak is God sterk. En dan sê hy daar in vers 12, daarom roem ek eerder in my swakhede. Want as ek swak is God sterk. En dan kom die Here Jesus en hy kom leer vir ons in Matteus 11:28, as jou laste vir jou te swaar word, dan hier lê die geheim, bring dit na my toe. Ek sal dit vir jou oorlaai. My las is lig en my juk is sag. Ek sal vir jou rus gee vir jou gemoed. So ten spyte van die feit, gemeente, dat ons baie keer deur die golwe van die wêreld meegesleur word, sê die woord vir ons, dit hoef nie so te wees nie. En dan kom ons gelukkig mos nou vanaand by hemelvaart uit. Want dis mos nou die wonderlike boodskap van hemelvaart, dat die Here Jesus nie net weg is en hy vergeet van ons nie, maar dat die hemelvaart in sy essensie vir ons sê, dat God besig is om die koninkryk voor te berei. Jy weet, daardie idilliese droom, wat baie kerke vandag het, dat ons die koninkryk van God op hierdie aarde moet kom vestig, waar het jy dit gesien? Die hemel gaan nooit op die aarde wees nie. Dit is 'n valse teologie. Die realiteit is, dat God eendag die nuwe bo oor die oue gaan kom beklee. En daarom gaan hierdie wêreld net meer vervalle word. Daar's vir julle vanaand goeie nuus. Dat hierdie wêreld waarskynlik nie gaan beter raak nie. Ten spyte van wat ons hoop of glo. En dan kom 'n ou by die gelowiges in Handelinge 1, met die opvaart van Jesus in die hemele in, en dan kan ek vanaand vir u kom sê, dat die mense in daai tyd dit nie makliker gehad het as ons nie. Daardie mense was arm. En as jy uitgevang was, dat jy 'n gelowige was, het die Jode jou uitgekruit as 'n rebel. Hulle het jou uitgekruit as 'n hater. En jy's uit die samelewing uitgestoot. Jy het nie werk gekry nie. Jy het die klere wat aan jou lyf was op jou gehad, en dis dit. Daai mense het swaar gekry. Maar ten spyte daarvan, gemeente, as 'n ou hierdie verhaal van Lukas lees, dan kan ek nie anders as om opgewonde te raak nie. Want ten spyte van hierdie gemeente, hierdie mense in hierdie antieke wêreld in Antiochië, ten spyte van hulle swaar, bars die kerk uit sy nate uit. En die vraag vanaand is, hoekom?
Hoekom steur die kerk hulle nie aan die tye van die dag nie? Omdat die mense die hemelvaart van Jesus Christus daadwerklik gesien het. Omdat die disippels 10 dae later met die Heilige Gees gevul is en hulle het gehardloop soos ritters op perde met die evangelie in die wêreld in. Want hulle het geweet, hulle het 'n vaste toekoms. Hulle het geweet, die toekoms word nie aan hierdie kant van die graf weer lê of bepaal nie. Want hulle het geweet, hulle behoort nie aan hierdie wêreld nie. 1 Petrus 2 vers 11 en 12. Onthou dat julle net bywoners is. Onthou dat julle eintlik net soos visse in die see is, soos duikers in die see is, wat by die visse kan swem en na die koraalriwe kan kyk, maar julle behoort nie aan die see nie. Julle gaan eendag weer moet uitklim en julle duikpakke uittrek, want julle behoort nie aan daai wêreld nie. Die hemelvaart vir jou en my vanaand gemeente sê dat God vir ons 'n hemelse paspoort in ons hande plaas. En daardie paspoort sê vanaand vir jou en vir my waarna toe ons op pad is. Dat as hierdie wêreld vir jou en my te veel word, dat as hierdie wêreld voel, hy sluk ons in, ons toekoms kom in gedrang, dan kan ek en jy die hemelse paspoort na die wêreld toe wys en vir hulle sê, kyk hier staan my naam en onder my naam staan daar, ek is 'n inwoner van die hemel. Behoort nie aan hierdie wêreld nie. Dit is my so interessant, Nietzsche, die groot ateïs in die 17de eeu, het eendag nogal hierdie ware woorde gesê. Hy het gesê, die Christelike boodskap is veronderstel om die wonderlikste vreugde boodskap van almal te wees. Maar wanneer die Christene daaroor praat hulle met soveel mismoedigheid daaroor. En daarom kon hy nie glo nie. Is dit nie Mahatma Gandhi wat gesê het, as dit nie vir die Christene was nie, sou ek 'n Christen gewees het? Weet gemeente, daar lê vanaand 2 groot moeilikhede vir hoop. Die een teenmiddel vir hoop is wat ons noem wanhoop. En die ander teenmiddel wat ons vanaand na moet kyk, is valse hoop. En ongelukkig, liewe gemeente, soos wat ek en jy vanaand hier met ons wit velle sit, is in al 2 van hierdie goed vasgekeer. Want wanhoop beteken mense het hulle hoop op die eksistensiële God verloor. Want die Here sien nie meer raak hoe dit met ons gaan nie. Hy het van ons vergeet. Ons vra die vraag, na die hemelvaart as ons so opstaar in die hemel, en dan kyk ons maar na die blou lig en vra, Here, wanneer kom U dan nou? Ons verloor moed en ons verloor spoed. Dan verval mense in wanhoop, want die Here kan nie vinnig genoeg na hulle behoeftes omsien nie. En die ander baie reële een is valse hoop, gemeente. Ons hoop op een of ander politieke leier. Ons hoop op een of ander politieke organisasie. Ons hoop op een of ander delary van die toekoms, om die Afrikaner net uit sy mismoedigheid te moet kom uitruk. Terwyl die woord vir ons sê, daar's net een wat jou kan vashou en jy kan nooit uitgeruk word nie. En dis die Here Jesus. Jy sien, die Hebreërskrywer leer vir ons vanaand dat hoop nie net beteken ons sien Jesus een keer raak nie. Die Hebreërskrywer sê vanaand onomwonde in Hebreërs 12 vers 1 tot 3, moenie net een keer vir Jesus kyk nie, kyk gedurig vir hom. Hou jou oog gefestig op hom. Die beginner, die volëinder van jou en my geloof, dis waar ons hoop gesetel is. En as ek en jy daardie boodskap van hemelvaart net kan begryp en kan snap, dat die disippels opstaar en dan sê die engele vir hulle, hoekom staar julle so na die hemel en kyk? Die Here wil sy Gees in julle uitstort.
Maar julle kan nie net hemelse dagdromers bly nie. Julle moet aardse disippels wees. Wat die hoop in julle kom vestig het, wat in die wêreld kan ingaan. Jy sien die herders wat die aand met die Kersverhaal buite in die veld sit. En die aarde om hulle begin te bewe en te skud, en die engele kom van die hemel af, dan staan daar die herders, as jy Matteus 1 lees, hulle was gevul met vrees. Dan sê die engele vir hulle, hoekom is julle bang? Daar's vir julle 'n toekoms gebore. Die Messias, die verlosser van die wêreld, die Immanuel wat beloof is deur die geskrifte, is vanaand vir julle gebore. Jesus se aardse lewe begin met 'n belofte, God is met ons. En dan eindig sy lewe met die vervulling daarvan. Matteus 28:20, onthou ek is met julle, al die dae, tot die volëinding van die wêreld. Gemeente, waar gaan ons hierdie hoop kry? Ek en jy kan nie hierdie hoop vir onsself gaan soek nie. Ek en jy die Heilige Gees nodig om daardie hoop in ons te vestig. Die tweede ding, die hoop van die evangelie lê baie keer ook in swaar kry. As Paulus in Romeine 5 praat oor die lyding en die vervolging en die pad wat swaar trek, dan sê hy, ek verheug my in my swaar kry. Want my swaar kry kweek volharding, en my volharding kweek egtheid van geloof, en my egtheid van geloof kweek wat? Dit kweek hoop. En raai wat, hierdie hoop kan nie beskaam nie, want dit word vasgehou deur God en Jesus Christus ons Here. Wat 'n ongelooflike vers. En dan kom Petrus in 1 Petrus 4 vers 16, dan sê hy, as mense ly omdat hulle Christene is, omdat hulle daardie naam van Jesus dra, mag hulle bly wees daaroor. Mag hulle juig daaroor. Want dis God wat daai hoop in hulle vestig. En daarom gemeente kan ek en jy vanaand maar ons koppe saggies optel. Want die Here weet hoe lyk die wêreld waarin ons leef. Die Here weet ek en jy het partykeer maar eksistensiële vrae oor die toekoms. Die Here weet ek en jy verval soms maar 'n bietjie in wanhoop. Maar ten spyte van wie ons is daar 'n God wat gelukkig is wie hy is. Soos wat ons hom sien opgaan het, so sal hy eendag terugkom. En so sal hy ons kom haal. Dis die wonderlikste belofte in Johannes 14, as die Here Jesus sê, ek gaan hom vir julle te gaan plek voorberei. En as ek gegaan het en jou plek is gereed, dan gaan ek jou weer kom haal. Ek gaan jou kom haal. Ek laat jou nie oor aan jouself nie. Ek gaan jou kom haal om jou hemelse paleis in te neem, jou kroon op jou kop te sit, om vir altyd by my te wees. Moenie in hierdie wêreld vaskyk nie. Maak nie saak hoeveel karre jy verkoop of nie. Maak nie saak hoeveel besigheid jy doen of nie. Maak nie saak of die regering van die dag dit vir jou en my dalk moeilik maak nie. Die mense in die skrif het dit net so moeilik gehad. Ten spyte daarvan bars die koninkryk uit sy nate. Gemeente, dan kom die Here vanaand en hy kom sê vir ons, daar's een wonderlike realiteit. Om die hoop in jou en my vas te hou, stuur hy ons na mekaar toe. Daar's 27 Nuwe Testamentiese tekste wat sê, kyk vir mekaar, sien om na mekaar, wees lief vir mekaar, hou mekaar vas, dra mekaar se laste, en so kan ons aangaan. En een van die wonderlikstes van hulle is in Hebreërs 10 vers 25, moedig mekaar aan, spoor mekaar aan, om wat te doen? Om by die eredienste te kom. Moenie wegbly van daai samekomste af nie, want daar hou ons mekaar vas. As die wêreld dreig om ons weg te neem, hou ons as gelowiges mekaar vas.
En ons sê vir God en vir hom en vir sy eer alleen, hou ons koers op hierdie pad. En dan sê die skrywer, soveel te meer, soos wat die oordeelsdag nader kom, moet ek en jy mekaar vashou. Gemeente, mag dit die boodskap wees wat ons hierdie jaar op Hemelvaart saam met ons vat. Dat die disippels, toe hulle daar klaar opgestaar het vir die hemel, is die volgende ding wat hulle gedoen het. Hulle het gaan bid vir 10 dae. En op die 10de dag, toe stort die Here sy Gees uit. En toe die Gees besit neem van daardie 11 mense, toe verander die Here die wêreld. Die mooiste prentjie vir my van herlewing is nie Handelinge 2, waar 3000 mense tot bekering kom nie. Die mooiste prentjie vir my van herlewing is waar die Here 'n man stuur op 'n eensame pad en 'n Ethiopiër op 'n wa ontmoet in Handelinge 9. En daai Ethiopiër lees uit Jesaja 65 en hy verstaan dit nie. Stefanus kry die geleentheid om die evangelie met hom te deel. En hy kom radikaal tot bekering op 'n eensame pad. Gemeente, op watse paaie stuur God jou en my? Waar leef jy jou herlewing? Waar leef jy jou hoop in hierdie stikkende wêreld? Dit is wat die Here vir jou en my wil hê. Kom ons gaan leef dit tot sy eer. Amen. Here, nadat alles vanaand gesê en gedoen is, kan ons maar net vir die Gees vra, om ook die naprediker te wees van die woorde wat ons hoor. Here, help ons om nie onsself blind te staar in 'n mistige toekoms nie, maar dat ons U sal raak sien as die môrester, dat U elke dag nuut skape en die hoop elke dag in ons kom hervestig. Kom leer en lei vir ons daaruit, in die wonderlike naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, daar's net een lied wat ek dink ons mee kan afsluit. Dit is lied 602, ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die wonderlike van alles, kyk, ek maak alles nuut, sê God in vers 4. Laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy's my kind, en ek is 'n God vir hom. Kom ons staan en sluit ons met hierdie woorde af. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry, die see en al wat skei verdwyn, God self kom by ons bly. Die nuwe stad Jerusalem, daal uit die hemel neer, skoon soos 'n bruid in heerlikheid, geliefde van die Heer. Die Heer droog al die trane af, verby is droefheid dood, ja, pyn en smart, wyk uit die hart, ons moeite aan sy nood. Kyk
Ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is 'n God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater, heerlik rein, en God sal oor ons skyn. God die Almagtige stuur sy groot genade oor elkeen van julle, en die Here Jesus, die enigste Seun, die een wat vir ons gesterf het, in ons plek die oorwinning behaal het, en vir ons dan ook opgevaar het, sê vir jou en my, hy sit aan die Vader se regterhand en hy tree vir ons in. En die Heilige Gees, wat uitgestort is, kom maak van jou en my 'n nuwe woning, 'n tempel, waarbinne hy kom woon, om sy hoop in ons te kom vestig. Amen. Dankie.